Ja, wel, dit is Kersoggend en weer eens wat 'n voorreg vir my om bykans aan die einde van die jaar sommer saam met jou te kuier in die teenwoordigheid van die Here. En hoe lekker is dit om so 'n bietjie weg te breek en hier uit Plettenberg Baai saam met jou te kuier. Ek dink ons is by Keerbosstrand. Ag, wat 'n mooi weer het ons net nie. En ja, net die rustigheid en om so 'n bietjie weg te breek. As jy weggebreek het, glo dat jy dit besonder baie geniet en rustig is en saam met familie en vriende kuier. En op hierdie pragtige mooi Kersoggend wil ek vir jou en namens myself en Karen vir julle sê 'n geseënde Christusfees. En mag hierdie nie net 'n dag wees van feesvieringe, wat ek glo al gisteraand begin het, want ons het ook lekker gekuier en gebraai saam met die kinders, maar dat juis ook die mooi rondom hierdie dag nooit uit ons gedagtes en uit ons harte uit sal wees nie. Vader, ons wil U loof en U eer op hierdie pragtige oggend, die 25ste Desember, waar baie Here met baie dinge besig is en die wêreld daar buite U nie herken nie, wil ons as gelowiges kom om hierdie dag te herdenk as die geboortedag. Nie soseer die 25ste nie, maar dat U aarde toe gekom het. Dankie vir die prys wat U betaal het, om die hemel 'n prys te gee, om mens te word, om sonde te word, sodat ons kan lewe. Here, wat 'n voorreg in hierdie mooi dag, dat ons so kan saam U naam loof en eer. U wat die Messias, die koning van alle eeue, wil ons loof en prys. Dankie dat 'n graf leeg is en U aarde toe gekom het om te kom vervul, om die dood van die mens weg te vat, sodat ons vry manne en vry vroue kan wees. Here het gekom met 'n boodskap van hoop. Het gekom met 'n boodskap van genade. En U het 'n prys betaal uit liefde. Mag ons dit nooit uit gedagte hou. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Wel, vir my en jou is die Christusfees 'n besonderse dag op ons gelowiges se kalender. Dit gaan nie oor 'n datum nie, maar wel oor die geboorte van Christus wat die mensdom, wat alles verander het. Lukas 2 sê die volgende in vers 11. Vandag is daar vir julle in 'n stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus, die Here. 'n Prys wat ek en jy te alle tye as die senter van ons lewens moet hou. So wanneer 'n mens die woord Kersfees hoor, dink jy aan 25 Desember, jy dink aan geskenke, jy dink aan familietyd, jy dink aan kos. Ons gaan vandag lekker eet mos man. Dink aan vakansie, sonskyn, daai samesyn, die tradisie van ons kultuur van net om saam te wees. Maar Christusfees, hierdie dag, is vir ons heeltemal iets anderste. Wel, dit vra nie wanneer Christus gekom het, Christusfees. Vra nie wanneer hy gekom het nie, dit vra wel vir jou en my, waarom? Waarom het Christus gekom? En wat sal dit vir my en vir jou op hierdie besonderse mooi dag van ons lewens inhou? Nou soos my oorlede pa se verjaarsdag gister was, is dit vir ons jaarliks 'n instelling, al is my pa net nie meer hier nie. Onthou ons die mooi en ons
bring nog steeds, al is hy nie hier nie, aan hom die eer vir die rol wat hy in my ma se lewe en ons as kinders en kleinkinders sy lewens gespeel het, en vir die pa wat hy was, sal hierdie dag altyd, die 24ste Desember, vir ons iets moois inhou. En ook die dag wat ons herdenk, die Christusfees. Wel, die Bybel sê nie, vier die datum van my geboorte nie, wel, die Bybel verklaar in Johannes 1, en hoor wat sê hy so mooi in vers 14, die woord het vlees geword, en het onder ons kom woon. Die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Wel, Christus het vlees geword, en het onder ons kom woon. So Christusfees vir jou en my is nie net 'n herdenking nie, maar dit is ook vir ons as die kerk 'n openbaring. En my gebed is dat ons in die volgende jaar op die markplein so groot rol sal speel, daar waar die takiriteer tref, om mense aan Jesus voor te stel, sodat die offer om mens te geword het, nie verniet was nie, die offer om sonde te word en te sterf, nie verniet was nie, maar dat dit 'n doel inhou vir elke man en vrou wat hom aanneem. Maak dit jou en my vry van sonde. Dit haal die sonde las, dit haal die dood van jou en my af. As Christus nie aarde toe gekom het nie, was daar nie 'n kruisiging nie, was daar nie verlossing nie. Daarom is dit so belangrik om hierdie dag vir ons as gelowiges, jy weet, te vier. Christusfees het vir my 'n openbaring geword. Openbaring nie van geskenke en van al die liggies en al die wat daaromtrent gaan nie. Maar vir my as gelowige het dit beteken dat die hemel is prysgegee en die Messias het mens geword. Dat ek en jy kan lewe. Wel, hoekom moes Christus gebore word? Nou, wil ek vir jou sê in hierdie mooi dag, die wêreld sê hy was verlore, in Romeine 3 vers 23 en sonder hoop. Hy sê almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So vir jou en my as kind van die Here, die wêreld was nie net sonder lyding nie. Dit was sonder verlossing. Die wêreld het gelei, maar Christus het verlossing gebring. Maar voor Christus was daar nie vir die mensdom verlossing nie. Geen wet, geen offer, geen menslike poging kon die gaping tussen God en mens oorbrug nie. So God se antwoord was nie net 'n stelsel of 'n instelling nie. Dit was 'n seën. God se antwoord was sy seën. Dit was nie 'n tradisie of 'n kultuur of 'n kerkordonansie of 'n kultuur nie. Nee. Dit gaan rondom die seun Christus Jesus. Jy sien, God het nie 'n nuwe godsdiens ingestel nie. God het homself gegee deur sy seun aarde toe te stuur. Johannes 3 kom so mooi in vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. En so lief het God die wêreld gehad, dat sy enigste gebore seun ons gestuur is. Christusfees en hierdie mooi dag sê vir my en sê vir ons, God het nie van 'n afstand af geroep nie. God het ingestap in my en in jou wêreld in. God het vlees geword. Hy het pyn, hy het gevoel, hy het gehuil, hy het gelei vir jou en my. Jesus het nie aarde toe gekom om net gebore te word, om gevier te word nie. Maar Christus is gebore
met 'n doel om die mensdom te kom red. Laat ek en jy dit in gedagte hou. Laat hierdie my senter wees. Nou vra jy, hoe het Christus gekom? Wel, nie in 'n paleis nie. Sien nie die nederigheid, maar in 'n krib. Hy het as die skepper van die heelal kom lê in 'n voerbak. Sonder aansien, sonder eer, sonder gemak, het hy mens geword. As ek sien wat ons spandeer as kindertjies gebore word aan alles rondom die geboorte van 'n kind, die regte wiegstoeltjie, die regte stootwaandjie, die regte stoeltjie vir die kar. Alles is net in plek as die babatjie gebore word. Die kamer is mooi uitgeverf, plakpapier is opgesit. Ag man, dit lyk net te pragtig. Jy sien, ek kyk hierna en ek sien heeltemal 'n ander beeld, want dit wys vir ons God 'n werk anderste as die mensdom. God kom altyd na die nederige. God is nie bang vir vuil krippe nie. God het sy seun gestuur vir iemand so vuil soos ek en jy. En weet jy wat, ek wil vir jou sê, hy kom nog steeds vandag. Jesus kom nie eerste na die perfekte, die regverdige, die suksesvolle nie. Hy kom na die een wat honger is, die een wat gebroken is, die een wat moeg is, die een wat verlore is, soos ek en jy. En kan ek en jy nie getuig van 'n jaar waar hy ons tegemoet gekom het, of waar hy opgedaag het, en ons opgelig het nie. Nou ja, Christusfees vra vandag vir jou en my, is daar plek in ons harte, is daar plek in ons lewens, is daar plek in ons gesin, vir hom. Nie net tydens 'n Desember vakansie en die 25ste Desember in 'n sekere seisoen nie, maar as die Here van jou en my hele lewe. Wat beteken die geboorte van Christus wat 2000 jaar terug plaasgevind het vir my en jou vanoggend, vandag? Wel, hoop is gebore. Ja, ek lees in Jesaja 9 vers 5, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Wel, Christus se geboorte sê eerstens vir my en jou, hoop het 'n naam, hoop het 'n gesig, en hoop leef. Jy is nie te ver nie, jou gesin is nie te ver nie, jy is nie vergete nie, jou storie is nie klaar geskryf nie. Wat vir my so mooi is, dat lig het duisternis oorwin, in Johannes 1 vers 13, die lig skyn in die duisternis. So vir my en jou, Christusfees beteken, duisternis het nie die laaste sê nie, sonde het nie die laaste woord nie. Is dit nie mooi nie? Wel, dood het ook nie gewen nie. Die sleutels van die doderyk is weggeneem. Nou kyk ek na Matteus 1 vers 23. Hulle sal hom Immanuel noem, God met ons. God is nou in 2025 in die nuwe seisoen van 2026 met jou en met my. Nie net God bo ons, God ver van ons, maar God met ons. Is mooi, nee? In ons storms, in ons seer, in ons wag, in ons gebrokenheid, is God met ons. Maar wat doen die Messias vir jou en my? Hy bring aan jou en my, Christus bring aan jou en my 'n uitnodiging. Christusfees, hierdie pragtige dag. Wil ek vir jou sê, Christusfees vra nie vir liggies en geskenke en
om op ons kalenderdatum vir, jy weet, uiterlike vieringe nie. Nee. Of vir 'n mooi ete, of vir 'n samesyn nie. Jy sien, hierdie Christusfees vra, sal jy hom ontvang? Sal jy hom ontvang in jou lewe? Johannes 1 sê so mooi, en ek lees vir jou, hy sê in vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, almal wat hom aangeneem het, mag kinders van God genoem te word. So vandag vier ons nie 'n datum nie. En ek het gehoor hoe mense in die laaste paar weke so kwaad geword het oor hierdie dag. Ek het gesien hoe mense in opstand kom en hoe mense galblaas braak oor hierdie dag en wat 'n afgodsdag dit is. Oor vir my sê ek net, daai man, daai vrou wat dit sê, herdenk hulle 'n Boeta of 'n Sissa of hulle eie verjaarsdag? Hoekom nie vir my en jou as gelowiges? Die verlosser wat vir my en jou die ewige lewe beerwe, wat vir ons dit bewerkstellig het om aan hom die eer te bring. Daarom gaan dit nie oor hierdie dag en oor daai liggies en daai geskenke nie. Ons vier nie 'n datum nie. Vir ons is hierdie nie 'n tradisie nie. Vir my is dit 'n leefwyse. Elke dag om dankie te kan sê. Ons buig vir 'n koning wat gekies het om sonde te word, sodat ek wat Stefan is, vry kan kom. Kom ek en jy, hou dit so in ons hart en ons lewens. Mag jy in hierdie tyd, terwyl jy saam met familie kuier, ook saam met geliefdes is, ook stil word, neerbuig en aan God die eer bring. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees te loof en te eer vir hierdie wonderwerk oomblik dat 'n kindjie vir ons gebore was in 'n krib, eensaam en alleen, waar hulle hom wou doodmaak, en hoeveel gesterf het as gevolg van die geboorte van die Messias. Daarom is al vir my die sekerheid dat niemand sal hierdie lig uitblus in hierdie donker tyd. In die moeilikste van die moeilikste sal Christus nog staande bly, want hy is gekoppel in tyd en aan hierdie wêreldse stelsel. En daarom het ek en jy 'n verlosser, 'n Messias, wat ons aan kan vashou. Ek wil jou uitnooi om hierdie oomblik ook so in jou lewe 'n besluit te neem om Christus vir die res van jou lewe op hierdie aarde sal loof en eer, die koning van jou hart te maak. Hy is nie skaam vir 'n vuil krib. Hy is nie bang vir jou moeilikheid en donker, sondige natuur. Hy is nie daarvoor bang nie. Hy het juis gekom vir 'n man en 'n vrou soos ek en jy, om skoon te was deur sy bloed. Dankie dat u nie gekom het, u nie net gekom het, maar dat u gekies het om gebore te word. Here, soos ons al reeds geluister het vanoggend na die woord, u het nie 'n paleis, maar u het in nederigheid gekom. Vandag maak elkeen van ons weer in ons lewens plek vir u. In Jesus se naam. Dankie. You came from heaven to earth. U het die pad gestap. U het mens geword. Die Via Dolorosa gestap. Die kruishout gedra en op u die sonde van ons mensdom geneem. Hoeveel het ek en jy om nie voor dankie te sê nie. Mag ek en jy dit altyd in gedagte hou.
in die jaar wat kom, dat ons elke dag hierdie 'n dag sal maak om aan God die eer te bring. Stap in oorwinning, stap in deurbraak, goedheid en guns. Geniet hierdie feestyd ook. Geniet hierdie dag. Vir my pastoor Stef en Karen, mag julle een besonderse mooi dag geniet, ook so in Abba Vader se teenwoordigheid.